Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Somtyds gebeur dit so, dat 'n mens seer gemaak word deur die mense wat juis veronderstel was om jou te beskerm. Josef het geweet hoe dit was. Sy eie broers het hom gehaat. Hulle het aanvanklik beplan om hom dood te maak, maar in plaas daarvan het hulle hom in 'n put gegooi en hom as 'n slaaf verkoop. Miskien luister jy vandag na hierdie boodskap en jy is nog nooit verkoop nie, maar jy weet presies hoe dit voel om verraai te word deur mense wat veronderstel was om die meeste vir jou om te gee. Miskien is jy seer gemaak deur jou pa se afwesigheid. Miskien het jou ma se pyn wat sy ervaar het as kind oorgeloop in jou kinderjare en diep letsels agtergelaat. Miskien moes jy soveel dinge verduur dat jy nog nooit eintlik kans gesien het om daaroor te praat nie. Weet vandag een ding. God het nog nooit sy oë van jou afgehaal nie. Hy het die onreg gesien. Hy het elke traan raak gesien en jou nog nooit verlaat nie. Jy sien, dieselfde God wat saam met Josef in die put was ook saam met hom in Potifar se huis. Dieselfde God wat daar was toe Josef valslik beskuldig en in die tronk gegooi is, was daar toe Josef aan bewind gekom het in die Farao se paleis. God was daar in die lyding, net soos hy was in die vooruitgang. Net soos Josef, hoef jou storie nie te eindig in die put nie. Jou verlede hoef nie jou toekoms te bepaal nie. En waar ander ten kwade bedoel het, weet God steeds om ten goeie te verander. Jy het dalk nie 'n liefdevolle ouer gehad nie, maar jy het 'n hemelse Vader wat jou bitter lief het. Jy is nie vergete nie. Jy is nie verlaat nie. Jy is nie te gebroke om heel gemaak te word. En as iemand nog nooit vir jou gesê dat hulle jou lief het nie, hoor dan vandag. God het jou bitter lief. En hy is nog steeds besig om te skryf aan jou lewensstorie. So Spreuke 23 vers 18 sê, waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Here, dankie dat U 'n God is wat my sien en my ten volle ken. Dankie dat U